So maar ons diens begin 11:00, ons sien uit daarna en ek sit en wonder, jy weet so hier so by 12:00 is daar altyd vuurwerke en musiek en dinge wat aangaan. Is dit reg so? Ek weet nie hoe is dit daar by julle nie, maar ek het agtergekom hier waar ons nou bly. Ons hoor musiek van alle oorde af. En maar dis net maar hoe dit is seker hier in Potchefstroom, nê. So ek wil vra, jy weet as jy wil. Oujaarsaand as ons nou bymekaar kom en net so voor die klok nou oorslaan na 12:00 toe of die eerste sekond van die nuwe jaar, ek gaan net so probeer reël dat ons in daai tyd buite sal wees. Okay. En ons gaan buite saam bid. En ek wil ons buite saam bid vir die dorp. Is dit reg so? Ons 'n bietjie uit die kerk uitkom. Is niks fout met die kerk nie. Niks. Maar ons 'n bietjie uitkom. En is daar iemand in die kerk wat 'n ramshoring het? Ramshoring, steek gou jou hand op, jy hoef nie skaam te wees nie. Ek het ook een. Bring jou ramshoring saam. Okay. En ons gaan hom blaas. Net so voor die klok oorslaan. Amen. En ons gaan in gebed, gaan ons oorgaan in die nuwe jaar en dit gaan wonderlik wees. En ek wil net baie dankie sê vir die mense wat hierdie voorberei het vir vanmôre. Jy weet, ek is gister daar by die huis en ek hoor hier's beweging by die kerk en ek ken nou nog nie al die bewegings nie en ek kom toe hier aan en sien ek hier is iemand besig om vir ons hierdie mooi toneel te skep en kan ons net vir hulle 'n handeklap gee? Ons hoef nie te weet wie nie. Ons gee net vir hulle 'n handeklap en dankie vir al die moeite. Dis wonderlik. En ek weet nie skat, is daar enige ander afkondigings wat ek gemis het? Goed. Enige persoon wat vanmôre hier is vir die eerste keer? Enige iemand daar sê, baie welkom. Ons is bly julle is hier vanmôre, is julle van 'n ander dorp of saam familie of? Nou is die hande weg. Is julle van hierso? Hier na toe getrek, nuwe intrekkers. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Daar is hy. Is ons hande daar agter gewees? Is julle van hier, is julle kom kuier julle of van Pretoria af hierdie kant toe getrek? By die familie. Wonderlik. Kom ons gee vir hulle ook 'n lekker hande klap. Dis lekker om julle hier so te hê. Het ons iemand gemis vanmôre? Kyk, nou is al die hande regtig weg. Ek gaan jou nooi, kom ons staan saam asseblief. En kom ons sê vir die Here, dankie vir hierdie geleentheid. Nou, ons weet, dit gaan nie oor die dwergies, en dit gaan nie oor die oomie met die lang baard. Ons weet, dit gaan nie daaroor nie. En ek sê vir Michelle in aanloop, jy weet, tot Kersfees sê ek, Vader, dit is so maklik, jy weet dat dinge gemeng kan word en dan mis 'n mens heeltemal die fokus. So ons weet wat is die fokus vanmôre en is Jesus. Dis Jesus. En daar is eintlik iets so kragtig daaraan, nê, om die naam Jesus oor ons lippe te laat kom. Ek dink aan Genesis 1 met die skepping. En ek sien toe God geskaap het. Staan daar in die Bybel en God het gesê. En dit is eintlik so belangrik dat ons dit raak sien. God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En ek sien iets, jy weet, en dit is ons wonder baie keer oor baie dinge en ons werk baie keer dinge in ons kop uit en ons geloof demonstreer ons baie kere in ons gedagtes. Maar weet jy nie, ons moet dit soms sê. So ek wil jou nooi vanmôre. Ons sê, ons weet waaroor gaan vandag. Dit gaan oor
Jesus. Of jy nie daai woorde oor jou lippe laat rol en net die naam Jesus spreek vanmôre. Dankie Jesus. Dankie Jesus vanmôre dat ons kan weet dat U is die koning van die konings. Dankie Jesus dat ons vanmôre kan weet dat U is ons verlosser. Ek dank U Jesus dat ons kan weet en kan sê soos Dawid, die Here is my herder. Hoor, my herder, persoonlik. En dan leer Jesus ons hoe om te bid. En hy sê, so moet ons nou bid. En die my herder maak Jesus oop en hy maak dit nou nie persoonlik nie. En dan sê hy, Onse Vader. nie net my Vader nie, hoor mooi. Is nou saam. Ek sê, Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook hier vanmôre, saam met ons. So ook, saam met elke ene wat hier is. Here, ek bid vanmôre, vir persone wat op vakansie mag wees, of elders by familie, mag U vrede wat alle verstand te bowe gaan, nou op die plek waar hulle is, net vul in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons bring lof, eer en aanbidding aan Jesus. Ons het 'n kort diens vanmôre, maar ons wil nie die geleentheid mis nie. Ons wil nie die geleentheid mis om die naam van Jesus groot te maak, te loof en te eer nie. Amen. Kom ons maak sy naam groot. Dankie. Goeiemôre julle. Gawie het nou gesê, maar wat se voorreg is dit om vanoggend te kan sê dat ons vier nie Kersfees nie. Ons herdenk die geboorte. So ons vier nie vanoggend dit wat ons vier soos die wêreld dit vier nie. Maar ons vier vanoggend dit wat ons vier en dit wat ons herdenk omdat ons verlosser leef. Amen. En ons het nie hierdie sang geoefen nie, maar ek voel in my hart ons moet afskop met hom en dis omdat hy leef. Omdat hy leef sien 'n kans van môre. Omdat daar 'n dag was wat Jesus in 'n krib gebore was, kan ek kans sien vir die dag van môre. Daar is niks te groot nie, daar is niks wat my ooit kan skei van hom nie. Van sy liefde en sy voorsiening nie, en omdat hy leef. Omdat hy leef. Amen. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre.
I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Dan kom 'n vraag in my hart op vanmôre dit. Hier is 'n eenvoudige lied met eenvoudige woorde, maar daar waar jy staan vanoggend, glo jou hart dit wat jy sing. Glo jou hart vanmôre dat He came from heaven to earth to show the way. Glo jou hart vanmôre dat hy van die aarde af kruis toe is om te sterf aan die kruis van Golgotha. En glo jou hart dat hy weer opgestaan het en dat hy leef. En as jou hart dit glo vanmôre, bely jou mond dit. Want die woord van die Here sê dat die wat met hulle hart glo en met hulle mond bely, hulle het die reg om kinders van God te wees. So dis 'n eenvoudige lied vanmôre. Daar's niks fancy aan hom nie. Daar's niks emosioneels aan hom nie. Maar ek wil hê ons moet hom weer doen en ek wil hê ons moet vanoggend fokus daarop dat ons hart dit glo vanoggend. Want as jou hart nie dit glo vanoggend nie, het vanoggend vir jou geen betekenis nie. Dan het dit dag soos vandag vir jou geen betekenis nie. Ek wil hê ons moet weer hierdie lied doen en ek wil hê ons moet fokus daarop en glo my hart dit vanmôre en bely my mond dit, want dan is ek op 'n goeie plek. Dan is ek op 'n goeie plek vanmôre. Amen. Lord, I lift your name on high. Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
Nogmaals, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether wonderful to me. Here Jesus, vanoggend om te aanbid. Here Jesus, vanoggend om ons harte oop te maak en te sê, kom koning van die konings. Ons maak ons hart stil vanmôre, Here. Ons neem elke gedagte gevange vanmôre, Here, want vanoggend gaan dit nie oor enige iemand in hierdie gebou nie. Vanoggend gaan dit oor U en U alleen, Here. Vanoggend gaan dit oor 'n oggend wat ons herdenk die geboortedag van Jesus Christus. Daardie wonderlike dag, Here, toe daardie ster vir die wyse manne gesê het, luister, daar is 'n koning gebore. Daardie profesie wat soveel jaar al gewag het om tot vervulling te kom. Here, ek kan myself net indink die opgewondenheid wat geheers het in die lig, Here. Die opgewondenheid wat geheers het in die heelal daardie dag toe die hele skepping, Here, in afwagting is vir Jesus Christus om sy eerste asemteug te neem. Daardie dag wat die heelal geweet het, oorwinning het gekom. Daardie dag wat die heelal geweet het, die verlosser is gebore. Here, dit moes 'n wonderlike dag gewees het in die hemel daardie dag, Here. Wat 'n wonderlike voorreg vanoggend, Here, om te kan herdenk. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om vanoggend te kan terugdink en te kan kom sê, dat was dit nie vir daardie dag nie. Was dit nie vir daardie dag wat ons verlosser gebore is nie, Here, het ons nie vandag hier gestaan nie. Was dit nie vir daardie belofte wat tot vervulling gekom het nie, Here, het ons nie vanoggend oorwinning gehad nie. Was dit nie vir daardie dag nie, Here, was ons nie vandag genoem kinders van God nie. En daarvoor vereer ons U vanmôre, Here. Ons bring vir U vandag al die lof, al die eer en al die aanbidding, Here, en ons wil U naam kom groot maak, Here. Lord, we want to call upon the name of Jesus this morning. Here, vanoggend wil ons die naam van Jesus aanroep oor alles wat, elke omstandigheid vanoggend, Here. Here, want dit is daardie naam wat verlossing bring, Here. Dit is daardie dierbare naam, Here. Daar's 'n ou koortjie, Here, wat sê, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus. Die dierbare naam wat sondaars kan bevry, Here, en dit is vanoggend daardie naam wat verlossing bring. Dit is vanoggend daardie naam, en daardie naam word duiwels uitgedryf, en daardie naam sal daar oorwinning kom, en daardie naam sal depressie val, Here. Voor daardie naam sal elke knie buig en elke tong bely dat hy die Here is, en dit is die naam van Jesus. Ons bring U al die lof en al die eer en al die aanbidding vandag. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the
just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Breaks every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is power, your name is healing. Hallelujah. Your name is life. Your name is life. Yes, Jesus. Break every stronghold. Shine through
the shadows burn like a fire. Here, wanneer ons vanmôre die naam Jesus spreek, dan spreek ons die naam waar daar geen gelyke aan is nie. Halleluja, ons prys die naam vanmôre. Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding. Vader, my gebed is, mag hierdie aanbidding, hierdie lof en aanbidding 'n soet reuk voor U aangesig wees vanmôre. Dankie Here Jesus. Dankie, dankie, dankie. Here, ons kom verklaar vanmôre dat jy die hoogste autoriteit in hierdie plek is. Geen ander naam nie, geen ander vesting, geen ander binding, niks anders. Het hoër autoriteit as U vanmôre nie. En ons kom vanmôre en ons kom onderwerp onsself aan U teenwoordigheid. Holy Spirit, you are welcome in this place. Heilige Gees, ons dankie vanmôre dat U die bevestiging is dat Jesus leef. Doen slegs U wil, Heer. U wil met ons vanmôre. In Jesus naam. In Jesus naam. Kom ons neem ons sitplekke. Kom ons neem ons sitplekke. Baie, baie dankie musikante. Ek dink hierdie tyd van die jaar is seker die tyd van die jaar wat jy die meeste hoor van al die vriende wat op jou foon is. Kyk, hulle stuur vir jou boodskappe reg deur die aand. Kyk, en ek wil net vir jou sê, hou moed, dit gaan nog nie ophou nie. Maar hier is 'n tyd wat mense anders ingestel is, hier is 'n tyd wat mense anders voel, hier is 'n tyd wat mense anders dink. En ons sien soms hierdie tyd en hierdie geleentheid soms aan vir die negatief. So ons kom uit 'n baie klein plekkie uit, Sabie, jy weet, en ek weet nie of julle weet wat hulle sê van klein plekkies nie, jy weet, as jy iets doen, dan weet almal dit. Almal weet dit. Jy weet, en ek kom in daai atmosfeer en ek beleef dit, jy weet, ons gaan om ons kinders in te skryf by die skool, en ons kom nog by die wat noem ons daai toonbank, en die vroukie daar agter wag vir ons, en sy sê, is julle die nuwe pastoor? Hoe werk dit? Waar is die kameras? Want ons ken nog niemand op daai plek nie. En hulle sê, ja, 2 seuns, nee. Ja. Nou begin ek te wonder, wat weet hierdie mense alles? En wat ek toe begin besef het, is, kyk, gewoonlik hoor 'n mens mos nou maar altyd eers die negatiewe dinge van wat gebeur in 'n klein plekkie. En jy weet, wees versigtig vir daai ou, jy weet. En ek besef, daar's iets rondom hierdie ding van klein plekkie en die feit dat almal iets weet, en die Here maak hierdie ding vir my oop, en hy sê vir my, hy sê, gebruik hierdie ding tot my heerlikheid. Ek sê, Here, wat bedoel hy? Hy sê, net soos wat jy 'n negatiewe woord of iemand doen iets en almal weet daarvan, die Here sê vir my, dink wat kan jy doen in hierdie klein dorpie? Daai selfde krag wat daar is, nê, om wanneer jy ietsie doen en iemand blaas dit op en dit versprei so vinnig, gebruik dit tot my heerlikheid. En so begin ons om die goeie nuus te verkondig, so begin ons om goeie dinge te doen, en net soos wat dit in die negatiewe werk, ewe skielik sien ons die effek in die positiewe. Vinnig.
is daar 'n resultaat. Vinnig is die woord uit. En dieselfde wil ek vir jou sê op hierdie dag, ons noem dit Kersfees, ons noem dit Christusfees, en al die mense wat jou kontak, dink bietjie hieraan. Vir 'n oomblik is mense sensitief vir boodskappe, nie net wat uitgestuur word nie, maar wat hulle ook ontvang. En ek wil vandag vir jou sê, gebruik dit tot jou voordeel. Gebruik dit tot lof, eer en verheerliking van ons koning. Gebruik hierdie geleentheid om inspraak in iemand se lewe te spreek, wat nooit noodwendig sou reageer as jy iets vir hulle stuur, wat geestelik is, of 'n gebed of iets nie. Gebruik dit. Dis daar. So, ek sit en ek dink oor die boodskap van vanmôre en ek dink die grootste geskenk. En ek onthou as kind, jy weet, as ons so as familie by mekaar gekom het en dit was nou tyd gewees om geskenke uit te deel. Weet jy wat vang jou oog as 'n kind? Jessie, wonder wie kry hierdie jaar die grootste geskenk? Kyk, en of het nou verjaarsdagpartytjie is met ons kinders, as ons deur die verjaarsdagpartytjies, jy weet, en waar daai geskenktafel is, dis daai groot geskenk wat die aandag trek. En ek wonder as ek nou sou sê op hierdie dag, wat is die grootste geskenk vir ons as gelowiges? Kan ek net, ek weet wat gaan julle sê. Wat glo julle is die grootste geskenk vir ons as gelowiges? Verseker. Maar ek wil sommer begin deur te sê, dis net 'n gedeelte van die waarheid. Hoe nou? Jesus is mos nou die volle waarheid. Ja. Dis net die gedeelte van die waarheid. En ek wil hê jy moet luister wat ek vanmôre met jou wil deel. As jy jou Bybel by jou het, jy welkom saam met te blaai na Jesaja 9. Baie dankie, hy is daar so op die bord. Jesaja 9, vers 5, hy sê in die ou vertaling, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hier is eintlik so kragtig. Hoor gou hier. 'n seun is vir ons gegee. Kom ons gaan aan. En die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede, sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid. Van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Kan ek 'n amen kry van 'n gelowige in hierdie plek? Kom ek lees weer. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's geen groter geskenk as hierdie geskenk van wie daar geprofeteer word, wat gekom het, wat ons leer ken het, as Jesus ons verlosser nie. Is jy 'n gelowige wat 'n amen kan gee? Amen. Kan ons 'n lofoffer gee? Want hierdie is die waarheid. Hierdie is die waarheid. Nou, ek moet julle iets leer rondom offers. Jy sê, want die woord van die Here sê, wanneer ons 'n offer bring, dan moenie vir my, God sê, moenie vir my die kleinste skaapie bring, jy weet, die ene wat dalk nie môre sal, tot môre toe sal maak nie.
Jy bring die mooiste, jy bring die vetste, die grootste, die sterkste. Daai offer is vir my genoeg. So as ons praat van 'n lofoffer vanmôre, jy weet ons ken mos nou al hierdie geestelike godsdienstige taal. 'n Lofoffer. Okay. Is dit my beste? Was dit my beste? Hoor nou kerk, ons spring vir die koning van die konings. 'n Lofoffer. Ek wil vir jou vra, bring jou beste. Gee jou beste vir 'n oomblik nou. Fokus jy op wie Jesus is. En jy bring 'n offer van lof aan die koning van die konings. Man, daar is geen een soos hy nie. Hy het gedoen wat niemand anders kan doen nie. Kan ons 'n offer van lof vir hom bring vanmôre? Amen. Yes, Jesus, we praise you. En ek dink, as kinders van God moet ons leer om nie vasgevang te word in ons godsdienstige gewoontes, in hoe ons dinge doen nie. En ons moet met mening, hoor mooi, ek het vinnig geleer dat alles wat ek doen het 'n effek. Hoor mooi wat ek sê. Alles wat ek doen het 'n effek. Alles hoe ek dit doen het ook 'n effek. En ek het net besluit, jy weet, alles wat ek vir God gaan doen, en alles wat hy vir my sê om te doen, hoe ek dit gaan doen, gaan belangrik wees. En mag dit 'n ingesteldheid wees in ons en hierdie grootste geskenk wat vir my en vir jou gegee is. Ek sien daar's 'n jong man daar agter, hierso, met die blou. Kom staan gou hierso by my jong man. Jy sien, ek hou van hierdie hemp van jou, hoor. Hi, wat is jou naam? Sê weer? Zarku. Zarku? Sê lief vir Jesus. Hoekom is jy lief vir Jesus? Sê net gou vir my. Want hy het my gekies om gebore te wees en nie te leef. Okay. Ek staan net so 'n bietjie weg van die speaker, want daai speaker hou nie daarvan as jy so praat oor die mikrofoon nie. Nou wil ek jou 'n ding vra. Hoe lekker sal dit vir jou wees, nee? As jy hier besig is in die kerk en ewe skielik voel jy net, hier's iemand hier langs jou op 'n stoel wat leeg is. En jy voel net soveel vrede. En jy besef op daai oomblik, Jesus is nou reg langs my. Jesus wat jy in glo. Hoe sal dit vir jou wees? Lekker. Hoe sal dit vir jou wees as jy wakker gemaak word in die aand en jou kamer is verlig. En jy sien 'n man en Jesus sê vir jou, hy sê, ek wil jy moet gou saam met my kom. Ek wil jou iets wys. Gelukkig wees. Sê jy daarvan nou? Hoor nou hierso. As 'n rede hoekom ek hierdie doen. Okay, met hierdie jong man. En ek is baie spesifiek in die goed wat ek sê. En ek sien uit na die getuie wat gaan kom hieruit. Maar hoekom ek dit doen is, ek wil hê julle moet weet, ons as kinders van God, ons as mense wat nou al die Here lank dien, ons wat sê ons is Pinkster, ons wat sê ons ken die werking van die Heilige Gees, ons wat sê ons het wonderwerke gesien gebeur, ons wat sê God lewe. As ons dit nie vir hulle lewend maak nie, waar gaan hulle dit sien? Waar? Ek like jou. Ek like jou hemp. En hoor vir my.
as Jesus kom besoeking doen by jou, kom praat met my. Okay. Hierdie is so belangrik en ek fokus nou op een man, maar wanneer ek sê die grootste geskenk, besef jy vanmôre, wat is hierdie geskenk Jesus vir jou en vir my? Johannes 3 vers 16, ons lees, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoor hier, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, sê hierdie woord, vir wie? Vir die wêreld, hoor mooi, want so lief het God die wêreld gehad. Okay? Kom ons lees weer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So nou vra ek, vir wie het hy gegee? Hoor, elkeen wat in hom glo. Het hy sy seun gegee. Hierdie groot geskenk. Hierdie geskenk van lewe, hierdie geskenk van oorvloed. Hierdie grootste geskenk, hoor mooi, is nie dat Jesus aarde toe gekom het nie. Want Jesus het aarde toe gekom en nie almal het hom aanvaar nie. Hierdie is die grootste geskenk vir elkeen wat in hom glo. En ek wil hierdie groot geskenk opdeel in 3 dele, want die 3de deel vat dit vir my so mooi saam. En ek het vir my vrou gesê, hierdie gaan nie 'n lang boodskap wees nie, en ek gaan my bes probeer om by dit te hou. Die eerste punt, die grootste geskenk is, dat Jesus het vir jou gekom. Sê, Jesus het vir my gekom. Die groot geskenk is, dat Jesus na jou toe gekom het. Dawid bid. Hy sê, wat is die mens, dat jy aan hom dink? Of die mensekind, dat jy hom, sê geweer, besoeking doen. Het God jou al besoek? Hy wil. Hy wil. God stel belang in jou. En ek wil jy moet hoor, hy stel belang in wat jy doen. Hy stel belang in jou besigheid. Hy stel belang in hoe jy besigheid doen. Hy stel belang in hoe jy jou kinders groot maak. Hy stel belang in wat in jou wêreld aangaan. Hoor mooi, God stel belang in wat in Suid-Afrika aangaan. God stel belang in wat in Potchefstroom aangaan. God stel belang in wat aan jou bure, jy weet, se omgewing aangaan. In jou blok waar jy bly aangaan. In Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, en hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wat 'n voorreg vanmôre, om te kan weet, dat ons het 'n geskenk gekry, wat bemoeienis maak met ons, wat weet wie ons is, wat hy het ons gemaak. Maar hy los ons nie alleen nie, en hy kom en hy sê, daar's 'n ander wêreld ook, wat 'n werklikheid is, en daar's 'n duisternis, wat alles wat Jesus vir jou wil kom doen, en wat hy vir jou in stoor gehad het, wil hy vernietig. En Jesus kom en hy sê, maar ek wil jou help. Ek wil jy moet weet dat daai duisternis niks in jou kan doen nie. Ek wil jou deur hierdie moeilike tye vat. Ek wil jy moet weet dat jy nie alleen is nie. En dat ek saam met jou is. Dis die eerste deel van hierdie groot geskenk. Jesus. Die lig van hierdie wêreld. Kom ons gaan na die tweede een toe. Ons doen goed met die tyd sover. Die grootste geskenk,
Jesus word mens. Nou hierdie is 'n baie belangrike ene. Jesus word mens om aan ons as mense die voorbeeld te wees van hoe ons as mense op aarde in oorwinning kan leef. Toe Jesus aarde toe gekom het, het hy in die vorm van 'n mens gekom. En jy moet weet, Jesus was ten volle mens gewees. Ten volle. Hy het nie op aarde verskyn as 'n 33-jarige man nie. Hy was gebore. Op 'n baie eenvoudige plekkie. 'n Plekkie waar baie min babatjies gebore sal word. In 'n stal. Hy het geweet wat dit was. Om met sy voete uit die stof rond te hardloop. Hy het dit geweet. Jesus kom op 'n stadium by Johannes die Doper en hy word gedoop. Hy word deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei om vir 40 dae versoek te word deur die duiwel. Die duiwel het Jesus gepla. Het hom versoek. Het vir hom uitdagings op sy pad gesit as mens. En Jesus gaan deur al daai fases, maar dit bly nie net daar nie. Jesus doen wonderwerke. Jesus loop tussen die vissermanne deur. Jesus loop tussen die blindes deur. Hy gaan kuier by die tollenaars. En by elke plek wat hy kom, is daar verandering. Mense wat hom hoor praat, sê, "Joh, van waar af praat hierdie ou?" En oral waar Jesus gegaan het hy mense se lewe en omstandighede verander. En ek kyk na elke wonderwerk wat Jesus gedoen het en ek sien, weet jy wat, daar was nie 'n wonderwerk gewees wat gesê het, kyk, so al die blindes gaan net op hierdie manier gesond gemaak word nie. Al die malaatses gaan net op hierdie manier gesond gemaak word nie. Jesus doen snaakse dinge en hy kontroversiële dinge. Ek dink as dit vandag in die kerk sou gebeur het, dan sou dit dalk maklik vir ons gewees gesê, nee, hierdie is onheilige goed wat Jesus doen. Van hoe spoeg jy op die grond en maak modder aan en sit dit aan iemand se oë? En sê vir my, hy moet 'n eind gaan loop en sy oë gaan was voordat hy kan sien. Maar hy doen dit soos wat hy dit doen. Elke wonderwerk anders, verskillend. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, en ek het dit verlede Sondag vir jou gesê, moenie toelaat dat mense jou in 'n boks indruk en vir jou sê, net op hierdie manier nie. Ja, die woord is die riglyn. Inteendeel sê Jesus, hy sê groter werke as wat ek gedoen het, gaan julle doen. Groter werke? Dit beteken werke wat Jesus nie eens gedoen het toe hy op aarde was nie. En hy kom gee vir ons die voorbeeld hoe ons as mens vir mense kan bid. En ons 'n wonderwerk. Hoe ons hande op die sieke kan lê en hulle word genees. Hoe ons 'n woord kan spreek. En omdat dit in geloof is en omdat dit die wil van die Vader is, daardie woord wat ons spreek, verander die atmosfeer, die fondasie, die fundamente waarop jy staan, die grond waarop jy staan, alles, neem notisie van die naam van Jesus wanneer jy dit spreek. Partykeer kom jy in 'n plek en jy voel, hier's dinge wat op my gaan klim, hulle wag om my te bespring. Dit voel net donker.
En al wat jy hoef te doen is te sê net, Jesus. Jesus. Tjoe. Dis asof hy duisternis sê, wat? Jesus. En Jesus wys vir ons, hoe ons in autoriteit kan stap. Hoor, dis een van die grootste geskenke. Man, om meer as oorwinnaar te wees, is jy meer as oorwinnaars hierso in hierdie vertrek vanmôre? Waai net daai arm so 'n bietjie, ek wil net sien. Jessie man. Hoe om in daai autoriteit te beweeg en te kan weet, Jesus gee vir my hierdie autoriteit. Daar was 'n offer gewees wat gebring was. So ek het in my vroeë jare, het ek toe ek in die Bible College was, so een van die dinge van die Bible College om die Bible studente te help was, die verkeersdepartement van Centurion het laat die Bible studente pindiens doen. Armswaai, verkeerde geleering. Pastoor Matthäus, onthou pastoor? Ja, so ons het die moves gehad. Sy kan draai, kom. As jy 'n kar wil stop, jy loop reg voor hom in. En of dit nou 'n mini is, en of dit 'n superlink is, daai lorry. Stop! Want jy het autoriteit. Jy het die mag agter jou. En weet jy wat is daai mag gewees? 'n Blou hoetjie, paar wit aanskwintjies, maar hier op jou bors, nee, jy het so glimbaadjie aangehad. Daar was 'n badge op gewees. En dit het die verskil gemaak. Maar groter is hy wat in jou is. As hy wat in die wêreld is. Yes. Dis die groot geskenk wat ons het. Ons moet onder hy klip uitkom. Wat mense vir ons gesê het, ons behoort net daar, moenie daar uitkom nie. Ja? O, sê wie? Ons gaan 'n bietjie woord toe. Voordat ons woord toe gekom, Jesus het nie net gekom om ons sondes te vergewe en sodat ons hemel toe kan gaan nie. Dis nie hoekom Jesus, dis een van die dinge hoekom Jesus aarde toe gekom het. Hoor wat ek sê, een van die dinge. Daar is soveel meer. Jesus het ons kom wys wat ons kan doen. Johannes 9 vers 5 sê Jesus. Hy sê, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Okay. Solank as wat hy in die wêreld is hy die voorbeeld vir ons. Beste kom nog. Kom ons gaan na Romeine 8 vers 19 toe. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Jy het geweet, die skepping wag vir jou om te demonstreer wat hier in jou is, om die grootste geskenk bekend te maak, om te sê, ek hoor wat jy sê, maar ek ken 'n ander manier. Sy naam is Jesus. Ons is daar in Sabi en daar's baie sangomas daarso, want die omgewing in Sabi vir inisiasie is om sangomas groot te initieer na omgewing. So daar's baie geestelike aktiwiteite, so jy sal by 'n waterval kom, jy sal sien, hier is hulle besig om 'n ritueel te doen. Hier in die rivier. Helder oordag, terwyl almal daar is, kyk jy, die buitelanders dink, hier is nou 'n vertoning wat vir hulle gegooi word, jy weet, en hulle is so beïndruk daarmee. Ja. Maar wat hulle nie besef nie, is soveel vloek hulle op baie plek release in die waters en uitgaan.
En ek onthou, daar's 'n pastoorsvriend wat saam met ons op 'n stadium kom en hier gebeur dit, toe ek nou saam met hom is. Hy sê, nou, wat doen hierdie ouens? Ek sê, hulle is besig met 'n ritueel. Hy sê, okay. En hy wil wegstap. Ek sê, nee, kom. Ek sê, hierdie moet stop. Hierdie kan nie aangaan nie. Ons kan nie dinge sien en maak asof ons nie gesien het nie. Hy sê, nou wat gaan ons doen? Ek sê vir hom, strek jou hand so uit. Sê, in the mighty name of Jesus. Jy neem autoriteit. Daar's 'n voorbeeld vir ons gegee. In the mighty name of Jesus. En toe Jesus, die naam Jesus spreek, toe kyk hulle so vir ons. Hy sê, nou? Ek sê, nou breek jy en jy bind hierdie mag. Want dit wat hulle doen is verkeerd. Hulle gebruik God se skepping om mense te vervloek. Hy sê, okay. Ek sê, nou strek jou hand uit en jy begin jou taal te bid. En jy sien daai oogies wat vir jou gekyk het toe jy die naam Jesus gespreek, hulle begin so maak. En jy wees lig. En jy stop dit daar. Jy breek hy mag net daar. Jy sien maar, ons is te geneig om ons rug te draai op dinge wat nie vir ons gemaklik voel nie. En tog het ons die autoriteit om te kan beweeg. Dis die tweede geskenk. Jesus het vir ons die skepping wag vir die openbaarmaking van die kinders van God. Hy wag. Hoor, kind van God, jy moet wys. Jy moet wys. Jy moet uitstraal. Arise, shine, for your light has come. Dit beteken staan op en staan uit. Want jou lig het gekom. Moenie 'n emmer bo op hierdie lig sit nie. Ons is by punt 3. Ons doen goed. Die grootste geskenk, hoor mooi. Na Jesus al hierdie dinge gedoen het. Ja. Hy gee homself vir elke een van ons. En hy maak sy disippels bymekaar en hy sê vir hulle, hierdie is my liggaam vir jou. Neem eet. Hierdie is my bloed vir jou. Kom skoon. Word vernuwe. Hierdie groot geskenk, Jesus sê, ek gaan nie weggaan, en julle alleen los nie. Ek stuur vir julle Heilige Gees. En hy gaan julle alles leer. Wat ek julle geleer het. Hy gaan julle leer wie in jou is. Jy sien maar om Jesus te ontvang is meer as om net saam te stem met wat hy sê. Is meer as om net oppervlakkig te glo. Want die duiwels glo ook in Jesus. Hulle weet ook van hom. Dit maak hulle nie kinders van God nie. So die derde punt is dit. Hoor mooi. Ek moet Jesus opneem. Ek moet Jesus inneem. En hy word deel van my sisteem. Johannes 1 vers 12 sê, want almal wat hom aangeneem het, opgeneem het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo.
So jy glo en jy neem hom op. En wanneer jy hom opneem en inneem, dan word hy deel. Deel van jou. Jy word nie Jesus nie. Gawie bly Gawie. Maar Gawie doen nou net dinge anders. Gawie reageer nou net op 'n ander vlak. My taal word so 'n bietjie anders. Matteus 5 vers 14. Hy sê, en Jesus kom en hy sê, julle is die lig van die wêreld nou. Wag nou 'n bietjie. Jesus sê, hy het gekom as lig om die duisternis te verdryf. In die eerste gedeelte, onthou. In die tweede gedeelte kom Jesus en hy sê, solank as wat hy in die wêreld is hy die lig van die wêreld. Hy word die voorbeeld vir ons. En nou kom Jesus en hy sê, jy is die lig. Hoe gebeur dit? Eers as ek kom opneem, inneem. Draag 'n persoon langs jou en sê vir as jy nog okay? Hierdie is 'n lekker Kersdag, hierdie. Hy sê vir hom, jy is lig. Jy is lig. Jy is lig. Jy is lig. En Jesus gaan vorentoe en hy sê, moenie 'n emmer op hierdie lig sit nie. Moenie hierdie lig toemaak nie. Daar's 'n prys betaal vir jou om hierdie lig te kan hê. Kolossense 1 vers 27. En kyk wat sê in die Afrikaanse vertaling en hy sê aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hoor, dit is Christus, daai woordjie onder is verkeerd vertaal. Christus in julle. Christ in you. The hope of glory. Christus onder julle die hoop van die Here. Hy's nie onderlangsies. Nee. Christus in my. Dis die grootste geskenk. So onthou ek het vir julle in die begin gesê die grootste geskenk is, onthou julle? Jesus. En toe sê ek vir julle maar is net een gedeelte daarvan. Weet jy wat is die grootste geskenk van jou familie? Jy. Wie is die lig? Kom kerk. Hi, julle klink nou soos 'n kerk waar jy nie mag praat nie. Kom kerk. Wie is die grootste geskenk in die werkplek waar jy is? Sê weer. Christ in me. So dit is Jesus en dis jy. Maar as ek 'n emmer opsit, sal niemand weet nie. En dis hoekom ek glo, die beste geheime agente wat bestaan in hierdie wêreld is Christene. Want niemand mag weet nie. Ons hou daai emmer nie. En ons sal 2 opsit as ons kan. By die werkplek sal jy gaan koffie maak en jy sal sê, "Hai, ek het gehoor jou ringtone is 'n geestelike liedjie. Is jy Christen?" Hy sê, "Ja, ek's 'n Christen." En jy sê, "Ek ook." Jy moet wys. Jy's 'n groot geskenk vir hierdie dorp.
Jesus sê, jy het nie my uitgekies nie. Hoor wat sê Jesus in Johannes 15 vers 16. Het jy julle Bybels, kan ek afsluit met hierdie gedeelte. Hy is nou nie op die bord nie. Johannes 15 vers 16. Wie het vir Jesus gekies? Een van julle vir Jesus gekies? Is daar iemand wat Jesus gekies het? Hoor wat sê Johannes 15 vers 16. Hy sê, julle het nie my, dis Jesus wat hier praat, so by the way. Hy sê, julle het nie my uitverkies nie. Hy sê, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle in die Vader ook al in my naam vra, hy dit kan gee. Die grootste geskenk is dat jy hier is. Is dat jy in hierdie dorp bly. Is dat jy mense ken. Is dat jy op plekke kom wat nie reg is nie. Is dat jy in situasies inkom wat sê, hier is nie die wil van die Here. Is dat jy jou woord kan spreek en sê in die naam van Jesus, laat daar lig wees. Maar jy moet eers seker maak, het jy Jesus opgeneem? Het jy Jesus deel gemaak? Jy sien, dis die grootste geskenk wat hierdie wêreld kan hê. Want die skepping wag met reikhalsende verlange. Ek is so mal oor die beskrywende woorde wat die Bybel soms gebruik. Hy sê nie dat hy wag vir jou nie. Hy sê nie net kom nou nie. Hy sê die skepping wag met 'n reikhalsende verlange. Die Engels sê 'n earnest expectation. Hy is so in verwagting dat wanneer jy verbyloop, dan hoop hy iets gebeur. So wys dit. Jesus, Jesus, Jesus. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons het. Om te kan weet dat U met ons is al die dae van ons lewe. Ek bid Heilige Gees dat U ons oë sal aanraak om te sien wat ons nog nooit kon sien nie. Omdat ons deur ons menslike filter wil kyk. Ek bid Here dat U ons ore sal aanraak om U stem te hoor en die leiding, die frekwensie wat ons dalk nog nooit gehoor het nie, dat ons sal hoor en verstaan. Dus dankie Here dat U ons op hierdie plek geplaas het waar ons is, sodat daar lig kan wees in hierdie donker tyd. Laat die koninkryk kom. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Is ons familie. Amen. Tannie Joey, Helene, kom staan julle gou hier voor by ons toe.
Staan jy by my tannie? OK. Ek wil hê ons as 'n familie moet vanmôre vir hom Lukas bid. OK. En ons plaas hom in God se hande. Maar hoekom sal ons dit nie doen nie? As ons weet, God kan iets doen. Amen. Amen. So Lukas is in die hospitaal, in ICU. En hy het 'n aanraking van God nodig. So wat sal dit help? Jy sê die hele tyd in hierdie preek en luister na elke woord wat ek sê. En ons stap nie uit en ons doen niks nie. OK, ons nou ietsie doen. Ek wil net jy moet net jou hand uitstrek. OK. Kom staan gou hier by my. Ek wil hê staan vir my agter tannie Joey. Ek wil hê iemand moet agter die leen kom staan. Ekskuus, jou naam? Marco. Iemand moet agter Marco gou kom staan asseblief. Enige iemand. Gou. Dankie. So ek staan nou, hulle staan nie agter julle dat julle met omval of ietsie. Is net daai kontak nou. Net jou regterhand uitstrek. En jy doen dit nou want ek sê dit vir jou, maar ek wil hê jy moet voel. Ek wil hê jy moet op jou hand fokus. Ek wil hê jy moet voel. Hoe gaan jou gebed na hulle toe deur jou hand? Want jy strek jou hand uit. En daarom in die naam van Jesus lê ons oom Lukas by u voete neer. Ons dankie Here dat u hom nou aanraak in Jesus naam. Here, waar hy op daardie hospitaalbed lê, ek bid dat die engele daardie vertrek sal binnegaan in Jesus naam, daai plek sal vul, dat die teenwoordigheid daai plek sal vul. Ons sing hierdie woorde, let your glory fill this house. Ek bid Here, let your glory fill that room. In the mighty name of Jesus. Ons bid Here, dat elke sel, elke weefsel, elke orgaan nou in gehoorsaamheid sal kom in die naam van Jesus. U woord sê elke knie sal buig en elke tong sal bely in erkenning dat u die hoogste autoriteit is. En dit bid ons nou in Jesus naam. Ons dankie Here vir 'n volkomme aanraking. Volkomme aanraking. Genesing in Jesus naam. Amen. En amen. As ons dit nie vir mekaar kan doen nie, hoekom wil ons dit daar buite gaan doen? Ons begin hierso. Amen. Die grootste geskenk. Dankie Here Jesus. Amen. Julle sit lekker geniet. Amen. Ek wil soos Kersdag, julle het nou familie wat kom en julle gaan nou braai en dan is dalk 'n hoendertjie in die oond of 'n skaapbout of 'n lasagne of ek weet nie. Tong. Beestert. Skaapkop. Daar's iets in hierdie plek wat God gaan doen om hierdie dorp se oë te laat oopgaan.
En julle het gedink dit het iets met die pastoor te doen. Miskien het die pastoor net gekom om vir jou te sê, dit is jou job. Want jy is baie langer as ons almal hier. Ek bedoel ons familie. En ons is opgewonde om saam met julle te werk. Maar kom ons wys Jesus. Die grootste geskenk wat ons het. Amen. Kan ek jou seën? Vader, ek bid. Dat jy elke persoon wat opgedaag het vanmôre hierso sal seën in hierdie dag. En die wete dat jy nie gekom om net ons sondes te vergewe sodat ons hemel toe kan gaan nie. Maar dat U ons op 'n reis wil neem. Dat U U heerlikheid wil openbaar. Dat U U krag wil bekend maak. Here, dat U verandering wil bring. Dat U die wat gebind is wil losmaak, vry maak en release. Dat niks U lig sal keer om in te dring waar dit moet wees nie. Ons dank U, Here, dat die duisternis bewe. Want elke plek waar ons voetsool neersit, dit gee U vir ons in autoriteit en lig en lewe. En ons verbreek die mag van die vyand, waar ook al ons voetsool neersit. Dankie Jesus. U is waarlik die grootste geskenk. Vader, word verheerlik. Laat die koninkryk kom. En soos ons jy uit mekaar uitgaan, dankie Heilige Gees dat U saam ons uitbeweeg. Dankie dat ons tyd saam familie kan spandeer. Dankie dat hierdie dag gebruik kan word, Here, om uit te reik na vriende en familie wat verlore is. En ons bid vir 'n geopende deur en 'n geopende hart aan daardie kant om ontvanklik te wees vir lig en lewe. In Jesus naam. Amen en amen. Be blessed. Ja, you are blessed. Jy is die geseënde van die Here. Gaan in